Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 11, Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. In Jeremia 38 het 4 bose manne Jeremia in 'n put gegooi, omdat hulle nie met sy profeseë saamgestem het nie. Dit is egter interessant, dat later in dieselfde hoofstuk, toe Jeremia genade by die koning gevind het, dat die koning vir Ebed-Melek gesê het, om 30 manne saam met hom te vat, om Jeremia uit die put uit te haal. Jy sien, dit verg meer mense om 'n persoon uit 'n put te kry, as om een in 'n put te kry. In watter groep val jy? Is jy iemand wat mense bemoedig wanneer hulle af is? Dit is maklik om iemand te wees wat negatief is, fout vind en ander mense kritiseer. Maar dit verg 'n spesiale persoon om 'n hand uit te steek en te sê, ek gaan my bes doen om jou te help om uit hierdie put te kom waarin jy is. Wanneer jy iemand teekom wat af is en deur 'n moeilike tyd gaan, moet jy as kind van God hulle daaraan herinner dat waar hulle nou is, nie hulle bestemming hoef te wees nie. Jy moet vir hulle sê dat ons in Christus meer as oorwinnaars kan wees. Die woord leer ons om ander te behandel soos ons wil hê hulle ons moet behandel. As jy dus deur ander bemoedig wil word, as jy dit nodig het, wees dan iemand wat ander bemoedig. Wees versigtig watter gedagtes jy koester oor mense. As jy die heeltyd kritiese gedagtes het oor mense, sal dit gewoonlik uit jou mond glip. Soek eerder doelbewus na die goeie in elke persoon. Ons hou almal daarvan om aangemoedig te word en om goed oor onsself te voel. Komplimente help ons eintlik om beter te presteer. So kies 'n persoon saam met wie jy pad kan stap en begin om hom of haar aan te moedig. Jy sal verbaas wees wat die reaksie is. Here, help my om meer doelbewus positief te wees, wanneer ek met en oor die mense in my lewe praat. Dankie, dat U my die genade gee om vandag vriendelik en bemoedigend te wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen.